Hallo vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is, Jesus Christus van Nasaret. Ek hoop en glo dat gaan met elkeen van julle geseënd. Weer eens dankie dat ek 'n woord met ons kan deel. Ek wil vandag 'n bietjie met ons deel oor versoekings. Ek dink ons almal is bekend daarmee, versoekings het 'n prys. Ek lees gou vir ons in Genesis 39 vanaf vers 11. Op 'n dag, toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê, kom lê by my. Maar Josef het buitentoe gevlug, terwyl sy 'n stuk van sy klere in sy hand bly hou. En ek dink ons almal is bekend met die verhaal van Josef en Potifar se vrou. Jy kan dit gerus verder gaan lees daar in Genesis 39 vanaf vers 1. Net om kortlangs op te vat. Dis nie vriende, versoeking kom altyd na 'n mens toe met 'n belofte van geheimhouding. Dit maak alles so aanloklik en so mooi. As jy voor die tyd weet hoe jou sondes soos 'n smerige skandaal in 'n koerant verkondig kan word, gaan dit vir jou maklik wees om dan dadelik die versoeking van die hand te wys. Jy sien, ons wil nie almal moet weet wat gaan gebeur as jy uitgevang word nie. Sien vriende, elke versoeking wat oor ons pad kom, is soos 'n produk op 'n winkelrak. Op daardie item pryk 'n etiket wat vir jou beskryf hoe wonderlik dit is. Hoe pragtig, hoe dit jou so kan help. Sien vriende, 'n versoeking wat sy sout werd is, spog ook altyd met die woord geheim op daardie etiket. Julle sien, geheimhouding word as 'n voordeel aan ons voorgehou. Net hierdie een keer. Kom man, niemand hoef eers te weet nie. Niemand sal ooit weet nie. Jy sien vriende, dit is net mooi wat Potifar se vrou ook met Josef gedoen het. Toe niemand anders in die omtrek was nie, net hy en sy alleen, was daar 'n belofte van geheimhouding. Ek sal nie vertel as jy nie vertel nie. Ek dink ons almal is bekend met daardie gesegde. Here, kyk mooi na versoeking. Dis 'n wonderlike beskrywing op die etiket. Jy gaan ook 'n prys daar sien. Ek glo as ons met iemand praat, jare nadat daardie persoon ook 'n slagoffer was van versoeking, en vir daardie persoon vra, wat is die ergste deel van daardie versoeking se vangnet? Wat was dit wat so erg was dat jy dit amper nooit weer sal wil doen nie? Ek dink keer op keer kom die antwoord, die geheimhouding, of die feit dat niemand daarvan geweet het nie, of dalk die feit dat ek met niemand daaroor kon praat nie, of die feit dat ek vir niemand daaroor raad kon vra nie. Ek moes dit absoluut net vir myself hou. Ek dink daardie versoeking of daardie vangnet laat ons bietjie terugsit en wonder, is dit die moeite werd? Sien vriende, ons Here Jesus, hy het vir ons ook kom wys hoe om met versoeking te werk. Ek dink ons almal is baie bekend met, na sy doop is Jesus deur die Gees ons in die woestyn ingelei. Daar waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. We sien die 3 versoekings in die woestyn was 'n poging om Jesus weg te lei van sy onderdanigheid aan God, na die Satan toe. Sien vriende, in Matteus 16 vers 21 sien ons 'n soortgelyke versoeking, waar Satan deur middel van Petrus Jesus versoek om die kruis waarvoor hy bestem was, prys te gee. In Lukas 4 vers 13 vertel aan ons dat na die versoeking in die woestyn, Satan hom 'n tyd met rus gelaat het. Let wel, met 'n tyd, nie vir altyd nie. Sien vriende, dit wil voorkom asof Jesus weer deur Satan getuister was. Ons weet alhoewel dit nie opgepen is of ietsie, maar ja, Satan hou ons nooit op nie. Maar ek dink die belangrikste punt is, dat ten spyte van sy verskeie versoekings, Jesus sonder sonde was. En vriende, dat God 'n doel gehad het om Jesus toe te laat om in die woestyn versoek te word, is duidelik vanuit 'n stelling. Deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei. Een doelwit is om te verseker dat ons 'n hoëpriester het, wat in al ons swakhede gebreke met ons kan simpatiseer. Hoekom? Omdat hy in alle opsig soos ons versoek is.
Ons Here se menslike natuur maak vir hom moontlik om met ons swakhede te simpatiseer, aangesien hy ook aan ons swakhede onderwerp was. Sien vriende, omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Staan in Hebreërs 2 vers 28. Dis wanneer ons getoets word deur lewensomstandighede, kan ons verseker wees dat Jesus verstaan en simpatie het, omdat hy dieselfde beproewings moes ondergaan het. Vriende, julle sien, Jesus se versoeking het 3 patrone gevolg, wat algemeen bekend is aan alle mense. Die eerste is die begeerte van die vlees. En dit sluit in alle tipes fisiese begeertes wat 'n mens so graag wil hê of wil doen, of waarmee met die vyand so goed is om ons te verlei. Julle sien vriende, ons Here was honger en die duiwel het hom verlei om klippe in brood te verander. Maar hy het geantwoord deur Deuteronomium 8 vers 3 aan te haal. Die tweede versoeking het te doen met die trots van die lewe, natuurlik besittings. En hier het die duiwel 'n gedeelte uit die skrif teen hom gebruik. Maar die Here het weer met die skrif gereageer deur aan te haal dat dit verkeerd vir hom sou wees om God op die proef te stel. Sien vriende, die derde versoeking handel oor wat die oë begeer. En as daar enige vinnige roete was om die Messiaskap te verkry deur die lyding van die kruis waarvoor hy gekom het, verby te gaan, sou dit die pad wees. Satan het reeds beheer oor die koninkryk van die wêreld gehad, maar hy was gereed om alles vir Christus te gee, in ruil vir sy onderdanigheid. Alleenlik die gedagte daaraan het veroorsaak dat die goddelike natuur van die Here gesidder het, en hy het skerp geantwoord: die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien, volgens Matteus 4 vers 10. Sien vriende, daar is baie versoekings waarin ons val, as gevolg van ons natuurlike swak vlees. Maar ons het 'n God wat nie sal toelaat dat ons bokant ons kragte versoek sal word nie. Hy sal 'n pad oopmaak vir ons. Dus kan ons oorwin en die Here dankbaar wees vir sy vrymaking van versoeking. Sien vriende, Jesus se ondervinding in die woestyn help ons om te sien hoe dat hierdie algemene versoeking ons daarvan weerhou om God effektief te dien. Ons leer ook van Jesus reaksie op die versoeking, hoe dat ons presies moet antwoord vanuit die skrif. Die bose magte kom na ons toe met menigte versoekings, maar almal het dieselfde 3 dinge gemeen: welis van die oë, welis van die vlees en trots van die lewe, soos besittings. En vriende, ons kan slegs hierdie versoekings herken en beveg deur ons harte en ons verstand met die waarheid te versadig en te vervul. Die wapenrusting wat ons so van oor praat in die woord, gee vir ons 'n wapen om 'n geestelike stryd te stry. En dis wat Vader vir ons almal gee, dis die swaard van die Gees. Dit is die woord van God, sien die Bybel. Deur die Bybel te ken, sal die swaard outomaties in ons hande geplaas word en sal ons bevoeg wees om ons versoekings te oorwin. En vriende, Jesus het ons ook nie 'n gees van vrees gegee nie. En hy sê ons ook in die woord: "Ou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin." So hy het al reeds daai versoekings het hy al oorwin. So daardie oorwinning is vir ons ook beskore. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here onsse God, Vader, baie dankie vir dit wat U weer aan ons kom openbaar het. Here, dankie dat ons weet dat ons ook ons versoekings kan oorwin. Here, dankie dat U vir ons die wapens gegee het om dit te kan beveg. En dankie Here Jesus dat U bekend is met ons natuurlike vrese en aanvalle, en dat U Here Jesus vir ons die voorbeeld kom stel het hoe om te kan oorwin. Ons loof U en ons prys U en ons dankie dat U ons ook sterk maak om ons versoekings te kan oorwin. Ek loof U daarvoor my God in die grootste naam wat ek ken, dis Yeshua Messia. Amen. Vriende, mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees.
Shalom.